Einde van ons program is byna hier. Ons weet dis die aanloop na Kersfees toe en daarom lees ons die eerste hoofstuk van Lukas. Hoofstuk 1 vers 1. Die opskrif is 'n woord aan Theophilus. Hooggeagte Theophilus, daar's baie wat onderneem het om 'n verhaal te skryf van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Daarom het ek dit ook goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor onderrig is heeltemal betroubaar is. Die geboorte van Johannes die Doper word aangekondig. Vers 5. In die tyd van koning Herodes van Judea was daar 'n priester met die naam Sagaria uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam en haar naam was Elisabeth. Hulle was albei getrou in die wet van God en het onberispelik al die gebooie en voorskrifte van die Here onderhou. Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was. Buitendien was albei reeds op 'n vergevorderde leeftyd. Op 'n keer toe Sagaria in die beurt van sy diensgroep besig was om die priesterdiens voor God te verrig, is hy volgens die priesterlike gebruik deur die lot aangewys om in die tempel van die Here in te gaan en wierook op die altaar te brand. Terwyl die wierookoffer gebring is, was die hele volksgemeente menigte buite besig om te bid. Toe verskyn daar aan die regterkant van die wierookaltaar 'n engel van die Here aan hom. Sagaria het geskrik en toe hy hom daar sien staan en hy het baie bang geword, maar die engel sê vir hom: Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal aan jou 'n seun skenk en jy moet hom Johannes noem. Hy sal 'n bron van blydskap en vreugde vir jou wees en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie, en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer tot die Here hulle God, en hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsaames op die regte pad terug te bring, en so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Toe sê Sagaria vir die engel: Waaraan sal ek dit weet? Ek is 'n ou man, en my vrou is al op 'n vergevorderde leeftyd. Die engel antwoord hom: Ek is Gabriel wat in diens van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en hierdie goeie tyding vir jou te bring. Kyk, jy sal stom wees en nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op die bestemde tyd vervul sal word, nie geglo het nie. Intussen het die volk vir Sagaria gestaan en wag en begin wonder waarom hy so lank in die tempel bly. Toe hy uitkom, kon hy nie met hulle praat nie. Hulle kom toe agter dat hy in die tempel 'n gesig gesien het. Hy het net aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly. Toe die tyd van sy tempeldiens om was, het hy huis toe gegaan. Na daardie tyd het sy vrou Elisabeth swanger geword en haar 5 maande lank afgesonder. Sy het gesê: Die Here het dit vir my gedoen. Nou het hy my na my omgesien om my smaad onder die mense weg te neem. Vers 26. Die geboorte van Jesus word aangekondig. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriel gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp
in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus, die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? En die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. Toe die engel van haar af weggegaan. Maria besoek Elisabeth. Maria het haar sonder versuim gereed gemaak en haastig na 'n dorp in die bergstreek van Juda gegaan. Daar het sy in Sagaria sy huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabeth sy moederskoot beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul en het hard uitgeroep. Geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot. Waaraan het ek dit te danke dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is hy wat glo, dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. Die loflied van Maria. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer, Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Die geboorte van Johannes die Doper. Toe die tyd gekom het dat Elisabeth se kind gebore moes word, het sy 'n seun in die wêreld gebring. Haar bure en familie het gehoor dat die Here aan haar groot ontferming bewys het en hulle was saam met haar bly. Op die 8de dag het hulle gekom om die kindjie te besny en hulle wou hom Sagaria noem na sy pa. Maar sy ma het gesê, nee, hy moet Johannes genoem word. Hulle sê toe vir haar, daar's niemand in jou familie wat die naam het nie. Met gebare vra hulle toe sy pa hoe hy wil hê dat die kindjie genoem moet word. Hy skryf toe 'n skryfbordjie en skryf daarop, Johannes is sy naam. En almal was verbaas. Onmiddellik het Sagaria sy spraak teruggekry en begin praat en God geprys. Almal wat rondom hulle gewoon het,
is met ontzag vervul en die hele bergstreek van Judea is daar baie gepraat oor al hierdie dinge. Almal wat dit gehoor het daaroor nagedink en gevra, wat sal hierdie kindjie eendag word? Dit was duidelik dat die Here by hom was. Die loflied van Sagaria. Sagaria, die kindjie se pa, is met die Heilige Gees vervul en het as profeet gesê, lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. 'n Sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. So het die Here dit reeds van oudsher af beloof deur die monde van sy heilige profete, om ons te verlos van ons vyande en uit die hand van al ons haters, om hom te ontferm oor ons voorvaders en sy heilige verbond te onthou. Met 'n eed het hy dit bevestig aan ons voorvader Abraham, dat hy sou gee dat ons gered uit die hande van sy vyande, hom onbevrees kan dien in vroomheid en opregtheid al die dae van ons lewe. En jy, kindjie, 'n profeet van die Allerhoogste, sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitgaan en sy pad gereed maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel. Verlossing deur vergifnis van hulle sondes, danksy die genadige ontferming van ons God. Soos die môre son sal hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, om lig te bring aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Die kindjie het opgegroei en sterk geword deur die Gees, en het in die woestyn gebly tot op die dag van sy openbare verskyning in Israel. Hierdie aangrypende hoofstuk is die eerste hoofstuk van die evangelie van Lukas, vanaf vers 1 tot by die einde van die hoofstuk. Ons lees in hierdie gedeelte dat die geboorte van Johannes die Doper aangekondig word. Dat sy pa, wat diens gedoen het in die tempel, dit nie geglo het nie. Ja, soortgelyk as eeue van tevore, Abraham en Sarah, wat nie werklik kon glo nie, want hulle was te oud gewees. En daarom het die Here gemaak dat Sagaria stom geword het. Tot op die dag dat hy aanvaar het en die kindjie Johannes bevestig dat die kindjie Johannes gedoop moet word. Ons sien dat hierdie verhaal afspeel, geïntegreerd met die aankondiging van Jesus Christus se geboorte aan Maria. En al drie gedeeltes wat ons vandag uit die Ou Testament gelees het, Genesis, en vandag ook later uit Lukas, is van byna onnatuurlike geboortes. Abraham en Sarah wat heeltemal te oud was. So ook Sagaria en sy vrou. Maar dan ook die wonderbaarlike geboorte van Jesus, of die verwekking van Jesus Christus in Maria, deur die Heilige Gees. En ons kan vra, is dit onmoontlik? Dan hoor ons en sien ons dat deur die eeue niks vir God onmoontlik is nie. Maar dat die lof en die eer aan God toekom, omdat hy groter is as wat ons gedagtes is. Ja, groter is hy as die lewe, hy wat lewe skep op byna onnatuurlike maniere vir ons, onbegryplik. Al wat ons moet doen, is om telkens, net soos die geslagte deur die eeue, in verwondering te staan, soos Sagaria en al die ander, lofliedere aan die Here te sê, en baie dankie te sê, Here, dat U vir ons goed is, en verlossing telkens op maniere bewerk, omdat U 'n God is wat van Abraham, Isak en Jakob en deur al die eeue heen U verbond van geloof met ons onderhou. Nie omdat ons enigstens iets kan verdien of daarop kan aandring nie, maar omdat U 'n getroue, regverdige, ewige,
onbreekbare, onfeilbare God is. Ons is so dankbaar dat ons U kan ken as ons Verlosser en Here en die bewerker en die Vader van ons Verlosser Jesus Christus. Ek bid dat dit vir elkeen van julle as luisteraars 'n wonderlike tyd is om in hierdie tyd in afwagting op Kersfees die verwagting te hê dat die Here ook vir julle, net soos Sagaria, net soos Johannes die Doper, net soos Maria, net soos al die ander, deur die Gees lofliedere te laat sing, bewus te word van sy teenwoordigheid. Maar mag jy dit nie net vir jouself hou nie, mag ons dit oordra, verkondig, vir almal vertel, hierdie goeie nuus. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly tot in ewigheid. Amen.